Vanmôre lees ons 'n gedeelte uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 14 vanaf die 8ste vers. Die konings van Sodom, Gomorra, Adma, Seboim, Bela, dit is Soar, het toe opgetrek en in die Siddim vlakte teenoor die ander koningsstelling ingeneem om te veg. Teenoor koning Kedor Laomer van Elam, koning Tidal van Goyim, koning Amrafel van Sinar, koning Arjok van Elasar, 5 konings teen 4. In die Siddim vlakte was daar oral asfaltgate, en toe die konings van Sodom en Gomorra gevlug het, het hulle daarin geval. Wie van hulle oorgebly het na die berge toe gevlug. Die 4 konings het al die besittings van Sodom en Gomorra en ook al hulle kos buitgemaak en vertrek. Hulle het ook vir Lot, Abraham se broerskind en al sy besittings gevat en vertrek. Uit in daardie tyd in Sodom gewoon. Daar het egter iemand ontsnap en die het alles gaan vertel vir Abraham, die Hebreër wat gewoon het by die groot bome van die Amoriet Mamre, 'n broer van Eskol en Aner. Hulle 3 het 'n verdrag met Abraham gesluit. Toe Abraham hoor dat sy familielid weggevoer is, het hy sy volgelinge, 318 slawe wat by hom gebore is, hulle wapens laat vat en die konings agtervolg tot by Dan. Die nag het Abraham en sy manne hulle van verskillende kante af aangeval en verslaan. Hy het hulle agtervolg tot by Goba, noord van Damaskus. Abraham het al die besittings teruggekry. Hy het ook vir Lot, sy familielid, met al sy besittings teruggekry, ook die vrouens en al die ander mense. Toe Abraham terugkom van sy oorwinning oor Kedor Laomer en die koning by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Sawe-vlakte, en dit is die koningsvlakte. Melchisedek, koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. Geloof sy God die Almagtige. Hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee my net die mense en vat die besitting vir jou. Maar Abraham het hom geantwoord, ek het my hand opgelig en eet afgelê voor die Here, voor die God die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde, dat ek niks van jou sal vat nie, nie eers 'n gare draad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê, ek het vir Abraham ryk gemaak nie. Afgesien van wat my manskappe geëet het, kan jy my buite rekening laat. Maar die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, hulle moet hulle deel kry. Hierdie geskiedenis van Abraham, waar hy dan vir Lot moet gaan red, wat in Sodom gebly het, wat suksesvol is, en dan hierdie hoogtepunt eintlik, dat hy die priester van Melchisedek, die priester volgens die orde van Melchisedek ontmoet. Dat die vir hom kos en wyn bring, priester wat priester was en God gedien het in Salem, wat later Jerusalem was, maar wat ons ook sien duidelik, dat Abraham vir hom 'n tiende gegee het, omdat hy hom herken het, as die priester met 'n priesterorde, met 'n groot gesag. Hierdie gedeelte dan oor Abraham en Lot, Melchisedek en die konings in die vlakte daar rondom Soar. Ons het gelees uit Genesis hoofstuk 8 vanaf die 8ste vers, Genesis 14 vanaf die 8ste vers tot by die einde van die hoofstuk.